Welkom terug by The Unstuck Diaries. Vandag se episode is baie na in my hart, want vandag praat ek met die vrou wat voel sy staan alleen. Die vrou wat elke dag opstaan en aanhou. Die vrou wat probeer om haar lewe beter te maak. Die vrou wat in haarself belê. Die vrou wat groter droom. Die vrou wat weet daar is meer vir haar. Maar tog voel dit of sy hierdie pad alleen stap. En ek dink partykeer is dit een van die swaarste goed om te dra. Nie net die druk van die lewe nie. Nie net die druk van geld nie. Nie net die druk van jou werk, jou huis, jou verantwoordelikhede nie. Maar die gevoel dat jy nie regtig die ondersteuning kry wat jy nodig het nie. Daardie gevoel wat jy probeer verduidelik wat in jou hart aangaan. Jy probeer verduidelik wat jy wil bou. Jy probeer verduidelik hoekom jy in jouself belê. Jy probeer verduidelik hoekom jy nie wil opgee nie. Maar dit voel of niemand dit regtig verstaan nie. En dit maak seer. Dit maak seer wanneer jy alles gee. Maar dit voel of jy alleen glo. Dit maak seer wanneer jy in jouself belê, maar ander gooi dit later voor jou. Dit maak seer wanneer jy probeer uit 'n plek kom waar jy nie meer wil wees nie. Maar die mense rondom jou gee nie vir jou daardie ondersteuning wanneer jy se mag nie. En dalk is daar iemand wat vandag luister wat presies so voel. Jy is moeg, nie net liggaamlik nie, maar diep binne in jou. Jy is moeg om aan te hou, verduidelik. Jy is moeg om sterk te probeer wees. Jy is moeg om heeltyd te probeer bewys dat jy ernstig is. Jy is moeg om te glo vir iets wat jy nog nie heeltemal sien nie. En miskien is die vraag in jou hart vandag: Here, hoekom voel dit of ek hierdie pad alleen moet loop? En daarom wil ek vandag terugvat na Josua 1 vers 9. Ek beveel jou, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Wat my so diep raak van hierdie skrif, is nie net die deel wat sê ons moet sterk wees nie. Dit is die deel wat sê, ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Met ander woorde, al voel dit vir jou of jy alleen staan, jy is nie alleen nie. Al verstaan mense jou nie, God verstaan jou. Al sien mense nie jou hart nie, God sien jou hart. Al voel dit of niemand regtig raak sien hoe hard jy probeer nie, God sien elke traan, elke gebed, elke saadjie wat jy saai, elke keer wat jy opstaan, wanneer jy eintlik wou gaan lê. Hy sien dit alles. En ek wil vandag iets sê wat dalk hard is, maar nodig is. Net omdat jou mense nie ondersteun soos jy gehoop het nie, beteken dit nie jy is verkeerd nie. Net omdat die vrugte nie vinnig kom nie, beteken dit nie God is nie besig nie. Net omdat jy al lank saai en nog nie sien wat jy wou sien nie, beteken dit nie daar gaan nooit oes wees nie. En ek weet hoe maklik dit is om by daardie plek te kom waar jy begin wonder, is dit nog die moeite werd? Moet ek nie maar net ophou nie? Miskien is hierdie nie vir my nie. Miskien het ek verkeerd gehoor. Miskien moet ek maar net settle. Maar ek wil jou vandag herinner, moenie jou hele toekoms
beoordeel op grond van jou huidige seisoen nie. Hierdie seisoen mag dalk swaar wees. Hierdie seisoen mag dalk stil wees. Hierdie seisoen mag dalk baie trane hê. Maar hierdie seisoen is nie die finale woord oor jou lewe nie. En ek praat vandag met daardie vrou wat nog in die 9 to 5 is, waar sy weet, sy is gemaak vir meer. Ek praat met die vrou wat al in programme belê het, wat al in haarself belê het, wat al probeer het, wat al opgedaag het, wat al gehoorsaam was, maar steeds voel sy sien nie die deurbrake waarvoor sy gehoop het nie. Ek praat met die vrou wat by die huis nie die ondersteuning kry wat sy nodig het nie. En elke keer wanneer iets nie vinnig werk nie, word dit voor haar gegooi. Daardie tipe pyn is diep, want dan beklei jy nie net teen die omstandighede nie. Jy beklei ook teen die eensaamheid daarvan. Maar ek wil dit vandag vir jou sê, mooi en duidelik. God het jou nie vergeet nie. God het jou nie gelos nie. God sien jou. God is by jou. En partykeer wanneer daar nie mense is wat jou dra soos jy wens nie, leer jy God ken as die een wat jou dra op 'n manier wat niemand anders kan nie. Dit vat nie die seer weg nie. Dit maak nie die pad altyd makliker nie. Maar dit herinner jou, jy staan nie alleen nie, selfs al voel dit so. Miskien moet iemand dit vandag hoor, o asseblief dat die regte persoon dit hoor vandag. Jy hoef nie op te gee, net omdat dit lang vat he. Jy hoef nie terug te tree, net omdat dit ander, net omdat, jy hoef nie terug te tree, net omdat ander dit nie verstaan nie. Jy hoef nie terug te tree, net omdat ander dit nie verstaan nie. Jy hoef nie kleiner te dink, net omdat ander nie jou visie kan sien nie. Want wat God in jou geplant het, gaan nie dood, net omdat ander dit nie raak sien nie. Wat God vir jou het, gaan nie verby jou gaan, net omdat die pad nou swaar is nie. En ja, party dae gaan jy huil, party dae gaan jy moeg wees, party dae gaan jy wonder, party dae gaan jy nie weet hoe jy nog gaan aanhou nie. Maar selfs daar is God by jou. In die stilte is hy daar. In die frustrasie is hy daar. In die teleurstelling is hy daar. In die wagtyd is hy daar. In daardie oomblikke waar jy voel, jy kan nie meer nie, is hy nog steeds daar. En dalk is dit wat jy vandag moet onthou. Jy is nie alleen nie. Nie in hierdie stryd nie. Nie in hierdie wagtyd nie. Nie in hierdie bouseisoen nie. Nie in hierdie pyn nie. Die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. So as jy vandag op 'n plek is waar jy voel jou hart is swaar, waar jy voel jy dra te veel alleen, waar jy voel jy is moeg om sterk te wees, dan wil ek vir jou herinner, hou vas. Net omdat alles nou sin maak nie. Nie omdat alles nou maklik is nie. Nie omdat jy al die antwoorde het nie. Maar omdat God met jou is. En as God met jou is, dan is hierdie nie die einde nie. Dan is daar nog hoop. Dan is daar nog 'n oop deur. Dan is daar nog herstel. Dan is daar nog vrug
alles wat jy in trane gesaai het. Jy mag dalk nou voel jy staan alleen, maar jy staan nie sonder God nie. En dit verander alles. Ek wil net 'n kort gebedjie met jou deel. So as jy nou miskien ry, hou maar jou oë oop, maar as jy by die huis sit, maak jou oë toe en just be in the moment. Here, ek bid vandag vir elke vrou wat voel sy staan alleen. U ken haar hart, u ken haar trane, u ken die seer van nie verstaan word nie. U ken die pyn van nie die ondersteuning te kry wat sy nodig het nie. U ken die moegheid van aanhou probeer, aanhou glo, aanhou saai en nog nie te sien waarvoor sy bid nie. Here, ek vra dat u haar vandag sal ontmoet waar sy is. Herinner haar dat sy nie alleen is nie. Herinner haar dat u haar sien. Herinner haar dat u by haar is, selfs in hierdie moeilike seisoen. Gee haar nuwe krag, gee haar nuwe hoop, gee haar vrede in haar hart en help haar vas te hou, selfs wanneer die pad lank voel. Dankie Here, dat u nie wegstap nie. Dankie dat u haar dra. Dankie dat u nog werk, selfs wanneer sy dit nie altyd kan sien nie. In Jesus naam, amen. As jy vandag net een ding uit hierdie episode onthou, laat dit wees. Al voel jy staan alleen, staan jy nie sonder God nie. En omdat hy by jou is, kan jy aanhou, kan jy weer glo, kan jy weer asemhaal, kan jy weer hoop. Dankie dat jy geluister het na The Unstuck Diaries. Bye bye.